Die interessante van die boek Handelinge is dat mense mos nou hier twee verhale aantref. Aan een kant die verhaal van die groei van die kerk, Christene wat meer word. Ja, elke nou en dan lees ons in die boek Handelinge hoe een van die apostels preek en mense aansluit by die Christene. Ja, die kerk wat groei en uitbrei. Maar aan die ander kant ook die verhaal van teenkante, teëspoed. Mense wat selfs die Christene wil doodmaak en uitroei. Onthou nou het ons juist daaroor gepraat in Handelinge 12. En nou kry ons hier in Handelinge 13 weer ietsie van albei hierdie verhale ter sprake. In Handelinge 13 lees ons dan nou hoe Paulus en Barnabas daar in die gemeente Antiochië die roepstem van die Heilige Gees hoor. En dis juist die Heilige Gees wat vir hulle sê, ek het vir julle werk, julle moet gaan reis en verkondig. Wat hier gebeur is dat ons nou uiteindelik hier kry wat ons noem die eerste sendingreis wat Paulus onderneem. Ons lees hoe Paulus en Barnabas dan nou reis en oral waar hulle kom preek. En dan lees ons spesifiek hier in Handelinge 13 hoe hulle op die eiland Cyprus kom en uiteindelik in die dorpie Paphos op die eiland opeindig. En soos hulle gewoonte is, gaan Paulus hulle na die naaste sinagoge. Ja, hou in gedagte, reg oor die bekende wêreld van daardie tyd was daar Joodse gemeenskappe. 'n Sinagoge is mos nou juist die gebou waar Jode bymekaar kom om oor hulle godsdiens en geloof te praat, waar hulle fees vier, waar hulle saam leer uit die Heilige Skrif. En nou hier in hierdie sinagoge lees ons kom Paulus en Barnabas aan en hulle preek. En baie mense kom tot bekering. Nou lees ons die interessante dat juist daar in die dorpie Paphos daar 'n interessantheid gebeur. Daar is 'n man met die naam van Elimas. Ons lees hy's 'n towenaar. Iemand wat wonderwerke kan laat gebeur. Waarskynlik siek mense gesond kan maak en dalk dinge vir die toekoms kan voorspel. En die interessante is dat almal hom glo. Ook die goewerneur van die eiland. Hierdie Elimas lyk vir my moes 'n bepaalde mag gehad het wat maak dat mense hom juis glo en ondersteun. En die goewerneur het 'n aanhang van hierdie Elimas geword. En nou is dit juist hierdie Elimas wat vir Paulus en Barnabas wil verhinder om met die goewerneur van die eiland te kom praat. Hy wil hulle verhinder om die evangelie van Jesus aan die goewerneur te vertel. En dan, as hy op 'n keer so met Paulus en Barnabas praat, kom Elimas iets oor. Paulus bestraf hom en sê vir hom, hou op om hom in die pad van die werk van die Here te staan, hoe verhinder jy ons om te preek? En net daar laat Paulus vir Elimas blind word. Hierdie towenaar, Elimas, word blind. En wat gebeur is die oomblik as die goewerneur hiervan hoor, dat hy skielik besluit, jong, hierdie Elimas is toe nie die magtigste man hier op hierdie eiland nie. Hierdie Paulus en veral die God wat Paulus verkondig, het meer mag as Elimas. Die wonderwerk is, die goewerneur word 'n Christen. Hy bekeer hom tot hierdie nuwe godsdiens wat Paulus verkondig. Ja, op so 'n manier groei die kerk weer. Maar wat 'n mens hier moet hoor is, 'n wonderwerk, ja, Paulus maak vir Elimas blind, maar meer nog. Juis Paulus wat vir Elimas sê, jy kan nie in die pad van die werk van God staan nie. Jy kan nie die uitbreiding van die evangelie stuit nie. En dit herinner 'n mens nogal deeglik aan wat ons vroeër in Handelinge gelees het, wanneer die Joodse geleerde Gamaliel vir sy ander Joodse vennote sê, jong, wanneer ons dink oor hierdie Christene, moet ons deeglik weet, as hierdie Christene van God afkom, gaan ons hulle nie kan keer nie. As dit gewone mensewerk is wat hulle verkondig, dan sal dit sommer so van self ophou. En dan weet ons mos nou, hier soveel jaar later, kan geen mens die werk en vooruitgang van die evangelie stuit of keer nie. Inderdaad is dit toe die werk van God. Tot vandag toe kan niemand die werk van die evangelie stuit nie. God self sorg vir die groei van sy kerk. En dit gee vir ons ook troos om te weet, God self hou sy kerk in stand.